Goeiemôre vriende, hier so aan die begin van 'n naweek, Vrydag die 8de Mei 2026. Mag julle sommer net 'n lekker naweek hê. Dit lyk my ons gaan so 'n bietjie 'n koue naweek hê, maar geniet die naweek. Dan net vriende, miskien oor ons bazaar eerskomend wat opkom. Ek vra tog vir julle as daar vir die wit olifanttafel, so as julle daar goed in julle garage het waarvan julle wil ontslaa raak, laat dit ons kry. Ons moet kom haal, laat ons weet. Ons sal kom haal, die bazaar is die 30ste Mei, Saterdag so oor 'n paar naweke, so bly die wit olifanttafel. As daar iets baie spesiaals is in terme van meubels wat jy het, laat ons ook weet, dan dit gaan na 'n ander tafel toe. Dan het ons die chic boutique wat regtig gaan oor baie goeie kwaliteit klere, dit wat jy nou nie sommer net sal weggooi en sal gebruik nie, maar regtig goeie kwaliteit klere kan jy vir ons ook laat kry. Dan is daar, as jy wil betrokke raak vriende by enigiets in die bazaar, die pannekoektafel, die puddingtafel, die groentetafel, die koektafel, die terttafel, wat ook al, laat ons weet gerus, dan kan ons julle ergens inskakel. So dis die bazaar. Dan het ons oor 2 weke, nie hierdie week wat kom nie, die week daarop het ons dan Pinksterweek, wat ons dan by die onderskeie kerke bymekaar kom. Ons is 'n baie goeie fraternal, al seker die afgelope 25, 26, is eintlik langer jare wat ons bymekaar kom. En dan het ons elke keer by die Pinksterweek het ons dit altyd in ons kerk gehou, het ons 'n reeks het en al die dominees van die verskillende kerke preek en die musiekspanne tree op en so aan. So ons het dit die afgelope 2 jaar sit by die onderskeie kerke waar al die kerke dan na daai kerk toe gaan. Maandag aand is nou hierdie maandag wat kom, die 11de oor 'n week, so dit is dan daai 18de, is hulle by ons kerk en dan die vriende dan volg dit by al die kerke daarna. So ek sal so met die tyd vir julle ook weer sê by wat se kerke is dit wanneer. So sommer maar net 'n oop uitnodiging vir julle vriende om betrokke te wees. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om net sommer so te kan kom stil raak in die teenwoordigheid. Here, die ongelooflike wonderlike voorreg om met 'n almagtige God te mag praat. Here, die voorreg dat U nie vir ons eenvoudig verwyder van die aarde nie, U is 'n heilige God. Dankie vir die voorreg. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, die briefie van Titus is inderdaad baie kort, so ons is nou sommer in die 3de hoofstuk van Titus en dit is net 3 hoofstukke. Julle ken nou teen hierdie tyd die agtergrond vriende, ek sê altyd vir julle, dit is ontsettend belangrik om die agtergrond van die briewe te ken. Dit is 'n pastorale brief wat Paulus skryf, het in Timoteus geskryf, het Titus geskryf, hy skryf aan Filemon ook. Maar hy skryf baie persoonlik aan Filippus aan Titus. Titus is 'n medewerker vir hom. Titus was waarskynlik, as ons bietjie gaan kyk, was hy 'n nie-Jood, 'n Griek gewees, wat 'n betroubare medewerker van Paulus was, né? En hierdie brief is gerig aan Titus, en Titus het ons vir mekaar gesê, is op die eiland Kreta waar hy bly. En dan sien ons, liewe vriende, Kreta was bekend vir sy losse sede, sy oneerlikheid. Ons het vir mekaar 'n paar keer gesê, selfs sy eie profete hier in Titus 1:12 sê, die ouens wat in Kreta bly is altyd leenaars, hulle is ongedierdes en hulle is luifraat, en jy nou jou eie mense nou daarvoor moet kom sê. Een van hulle mense, hulle eie profeet het gesê, julle gaan lees daar so. En nou in hierdie kultuur is Titus dan nou die een wat die evangelie moet uitdra en wat hy vir die mense wat Jesus aangeneem het met hulle moet kom praat. En nou, liewe vriende, het Paulus vir hom 'n baie belangrike opdrag gegee en dit kom al eintlik in Titus 1 vers 5 uit. Kom ons herinner mekaar net weer daaraan. Paulus sê vir Titus, ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word in orde moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel soos ek dit aan jou opgedra het. Nou, so dit is die opdrag wat Paulus aan hom kom gee. Nou sien ons inderdaad, hoekom is die brief geskryf? Die eerste ding het ons gesien om orde te bring, 'n gesonde leierskap te vestig wat ons vir mekaar gesê het, om vals leer reg te stel. Onthou nou vriende, die heidendom is so rondom hulle, is maar 'n klomp jong Christene hierdie. En dan sê Paulus vir Titus hoe om sy geloof prakties uit te lewe en hoe dit in die alledaagse lewe lyk. Nou, dis eintlik waaroor die brief gaan.
En dan kom ons nou hierso in hoofstuk 3 waar Paulus vir Titus sê, herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan die owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. So hy kom sit 'n waarde hier neer. Hy kom sê, alhoewel dit nou vir ons op hierdie stadium in ons land met 'n patetiese regering, liewe vriende, hier en daar iemand wat regtig iets probeer doen in die regering, vir ons half moeilik klink, gaan dit nie oor hoe die regering lyk nie. Moenie lyk hoe die regering lyk nie, né? Dit is wat ons altyd vir mekaar moet sê. Ek vir julle ook wil sê, ek kan my hoed opsit en kan ek kritiek lewer op die regering. Terugkom na die Bybel toe. Vriende, dan sê die Here vir ons, maar hoorie so, deur Paulus vandag, jy moet jou aan die gesag van die regering onderwerp. Want hoekom, vriende, as ons dit nie doen nie, dan is dit chaos. En ons weet dis baie van die, ons sien dit mos nou gereeld in die koerante, wat hulle nie onderwerp in die gesag nie, maar hulle eie dingetjie doen. En vriende, hulle moet maar so lewe, maar dit is nie wat ons geleer word nie. Ons word geleer in die Christelike godsdiens wat ek en jy meeleef, vriende, word ons die hele tyd daaraan herinner, kom God vir ons aan herinner, Jesus vir ons daaraan herinner, dat ons aan die owerheid en die gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en moet bereid wees om alles te doen wat goed is. Want vriende, as ek en jy dit nie doen nie, dan anything goes. As die goeie mense begin om dit nie meer te doen nie, dan's anything goes. En dan is dit nag, vriende. Dan is dit nag, as die goeie mense besluit, hulle gaan nie meer die gesag van die owerheid onderwerp nie. Hulle gaan nie meer gehoorsaam wees as gevolg van die owerheid is 'n bedrog en 'n stelery en se geknoeiery die hele tyd. As ons besluit om dit hulle doen, ag nee, dan gaan ons nou maar saam die stroom. Vriende, dan is dit nag. Mense wat goed doen, moet 'n morele kompas, en ten spyte van dit wat sleg gedoen word, ten spyte van dit wat swak is, kan ek en jy nie ons morele kompas weghaal en sê, maar ons raak nou maar deel van nie, ons moet nou maar net so sleg, né? So ons moet altyd mooi, ons kan kritiek lewer, ons kan repliek lewer op wat verkeerd gaan in die regering, in die plekke, in die gesag, maar dit is wat die Bybel vir ons kom sê, né? Dan sê Paulus verder, so dit is die eerste ding wat Paulus vir hulle sê, vir Titus sê, hy moet vir die mense sê. Dan is die tweede ding wat hy vir hulle sê, hulle moet van niemand kwaad praat nie, né? Nou vriende, dit is ook so belangrik, né, dat ons nie van iemand moet kwaad praat nie. Nou, ek het nou eintlik half dit nou klaar gedoen, né, nou moet ek myself aanspreek, van die regering, né, moenie van iemand kwaad praat nie. En dit is hoe maklik ons ook val, liewe vriende. Ek self net, dis kom ek maar myself baie keer as 'n voorbeeld en sê, ja, ek sukkel maar met die goeders. Maar kom ons vat nou hierdie voorbeeld en ek lewer kritiek teen myself. So wat moet ek doen? Hulle moet van niemand kwaad praat. So kom ons sê gou dit. Nou praat ek met Rian self. As ek moet dit prakties vat wat hy nou hier sê Titus moet sê vir die mense, jy moet van niemand kwaad praat nie. Dan moet ek vir myself sê, Rian, jy kan ook nie van die regering kwaad praat nie. Jy moet dan vir die mense leer, hoe moet jy leer? Dat ons vir die regering moet bid, en wat ons dan moet doen is om te kyk, wat doen hulle goed? Dit is nou sommer 'n kritiek teen myself, né? Want dit is so maklik wat ons 'n fariseer en ek 'n fariseer raak. Ek gaan sê goed, maar my eie goed is dit nie lekker nie, né? Doen ek nie die dinge nie. So dit is nou iets wat ek nou nie gedoen het nie, wat ek nou onmiddellik sommer mee aangespreek is deur Paulus wat met Titus praat en Titus wat met hulle praat en die Heilige Gees wat met my kan praat. Ons moet nie van iemand kwaad praat nie. So ons moet miskien begin by myself kyk wat doen die regering goed en begin daarop fokus. Want dit is ook so dat wanneer ons kwaad praat soos wat ek nou tereg gedoen het, wat gebeur dan? Dan maak dit ons ongelooflik negatief. Né? So ek kon nou hierdie stukkie uitgesny het en besluit het, wat ek gaan nou gou dit weer opneem, want dit klink nou nie goed nie, maar dit is my kritiek teen myself, vriende, want dit is so maklik, ek vir julle kan predik en julle vir ander mense kan predik en dan is ons self skuldig daar. Moenie van iemand kwaad praat nie. Kom ons kyk na die goeie goed wat daar is en ons lig dit uit, né? Ek dink ek moet vandag net volstaan daarom dat ek so lekker met myself gepraat het en die Bybel my aangespreek het vanoggend. Dis my 5 sent vandag. Mag julle 'n wonderlike dag hê, hoor. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.